Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas great.
Goeiemôre familie en vriende. Ons wil net graag ons innige meegevoel en simpatie uitspreek aan die familie van oom Jan, al die naasbestaandes. Ons bid dat die Hemelse Vader julle sal vertroos en julle sal bystaan in hierdie tyd, en ook van die gemeente daar in Rustenburg waar ek vandaan kom. Daar is 'n paar mense wat vir oom Jan geken het, wat ook gevra het dat ek ook ons leefwese moet oordra van Rustenburg se kant af. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ons Hemelse Vader, Here, ons is vanoggend hier by mekaar as in gemeenskap, familie en vriende, om afskeid te sê, vir 'n laaste keer totsiens te sê aan 'n geliefde, 'n vader, 'n grootvader en 'n grootgrootvader. Here, ons vra dat U met ons sal wees hier waar ons by mekaar is, dat U ons verrigtinge sal sien. Here, dat U vir ons 'n boodskap kan bring van troos. 'n boodskap dat ons hier vandaan kan weggaan dankbaar. Dankbaar dat 'n lewe vir ons so lank gespaar was en dat ons deel kon wees daarvan. Here, ons bid dat U met elke een sal wees, en besonder die familie. Staan U vir hulle by. Staan U elke een van ons by. En gee dat waar ons nou uit die woord uit gaan lees, Here, ons ook daar woorde van troos sal vind. Wil U tot elke een van ons spreek. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ons sing nou saam uit Psalm 42 en ons sing die eerste en die 7de strofe. Dit kon net sowel die eerste en die 3de strofe gewees het, want hulle is dieselfde. En ons sing dit staande.
maar net vir u noem dat Psalm 42 en Psalm 43 oorspronklik een Psalm was, maar ek gaan nie vanmôre Psalm 43 gebruik nie, want die gedeeltes van Psalm 43 is baie oorvleedend met dit wat in Psalm 42 is. En dan die kern vir vanmôre se gedeelte gaan ons uit die 3de strofe uithaal. Ek lees vir ons vanaf die eerste vers. 'n Onderwysing van die kinders van Korah. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Waaraan wil ek dink en my siel uitstort in my? Hoe ek gewoond was om voor te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte. Wat buig jou neer oor my siel en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig. O my God, my siel buig hom neer in my, daarom dink ek aan U uit die land van die Jordaan en die Hermons, van die klein gebergte af. Die vloed roep na die vloed by die gedruis van die waterstrome. Al U bare en U golwe het oor my heen gegaan. Maar die Here sal oordag sy goedertierenheid gebied, en in die nag sal sy lied by my wees, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil spreek tot God, my rots, waarom verlaat U my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyande se verdrukking? Met 'n doodsteek in my gebeente smaak my teenstanders my, as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Wat buig jy jou neer oor my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Ons lees tot sover in die woord van die Here. Salig is elke een wat hierdie woorde hoor en wat ter harte neem wat daarin opgeteken staan. Ek het dit goed gedink om vers 3 uit te lig vanmôre, hoewel ek die hele gedeelte vers vir vers basies gaan hanteer. Uit die 3de vers, my siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? So 'n bietjie agtergrond oor die Psalm 42, lees ons, is geskryf deur die kinders van Korah. En baie keer dan weet ons nie wie was Korah nie. Maar as ons in die Ou Testament gaan lees, en ons gaan lees in Numeri 16, dan lees ons van Korah, dat Korah 'n revolusionêr en 'n opstoker was, saam met Datan en Abiram. Dat hulle teen Moses en Aaron in opstand gekom het, en hulle opstand het veroorsaak dat God hulle om die lewe gebring het daar in die woestyn op pad na die beloofde land. Ons lees ook in die woord dat Korah se sonde so groot was. Dan lees ons in die Nuwe Testament in Judas, waar ons gewaarsku word teen die sonde van Korah. Die opstand wat Korah en die ander twee gehad het, was teen Moses en Aaron, maar eintlik was die opstand teen God gewees. En Datan en Abiram is om die lewe gebring, en hulle hele kinders, hulle hele nageslag is saam met hulle om die lewe gebring. Maar Korah se kinders het bly leef. En dit is die nageslag van Korah dan, daardie kinders wat bly leef het, waarvan ons lees in 1 Kronieke 6 en 1 Kronieke 9, dat hulle voorsangers by die tempel was, of deel, hoof van die lofprysing, en ook tempelwagters was. En as jy ons gaan net by Psalm 84 sing, dan is dit 'n ander psalm van die kinders van Korah.
waar daardie persoon 'n tempelwagter gewees het en voor die tempel gestaan het. Vermoedelik is hierdie psalm dan geskryf ook in die tyd van ballingskap, want dit was in 'n tyd waar die persoon wat op geskryf het, ons weet nie presies watter kind is dit, watter nageslag is dit nie, ver weg was van Jerusalem en van die tempel af. Augustinus het op 'n stadium gesê dat ons almal 'n godvormige vakuum het wat binne in ons is, en dit is net God wat daardie vakuum kan vul. Maar ongelukkig is dit so dat die meeste mense te trots is omdat hulle hulle lewens te erken, omdat hulle hulle eie lewens wil beheer, en in hulle rebellie wil hulle hê dat hulle wil eerder as die wil van God moet geskied. Hulle soek na menslike of wêreldse krag eerder as die krag van God se Gees. Hulle soek skoonheid eerder as die een wat beide skoonheid en ons vermoë skep om dit te kan waardeer en te kan waarneem. Hulle streef na 'n chemiese eerder as na 'n geestelike hoogtepunt. Dus eerder as om die Skepper te aanbid hulle die skepping, soos wat ons lees in Romeine. Dit wat eindig, eerder as dit wat ewig is. Dit wat verbygaande is, eerder as dit wat blywend is. En tog kan daardie godvormige vakuum slegs deur die lewende God gevul word. Want dit verwerp alle plaatsvervangers. En dit skep 'n hartshonger, 'n knaande geestelike leegheid wat ons voorberei wanneer ons Psalm 42 en Psalm 43 sal lees. Soos die psalmis se siel, begin ons siel dan ook hyg en smag na God. En dan kan ons die vraag vra, waarom verkeer die psalmis in tyd? Juis oor daardie vakuum wat net God kan vul. Hy verlang daarna om in die teenwoordigheid van God te ervaar. Hy verlang ook daarna om van sy vyande verlos te word. Dit sal sy droefheid en sy neerslagtige siel ophef. En dan gaan sy gedagtenis terug na gelukkiger dae, toe hy in die tempel aanbid het, en hy begeer om dit weer te ervaar. En ten spyte van die trane, het hy egter steeds hoop, as hy tot die gevolgtrekking kom, en hy vir homself sê, hoop op God, want ek sal hom nog loof. En dit sal sy hygende siel weer vrede gee. En as ons gaan kyk na die eerste strofes 2 en 4, die eerste gedeelte daarna, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Die psalmis begin met 'n oortuigende en 'n baie bekende beeld. Hy dors na God soos 'n hert of 'n wildsbok, dors na water, daar in die woestyn, daar waar droogte is, daar waar water ver is. Hy smag na die waterspruite, hy smag na die fonteine, wat voortdurend uit die ondergrondse riviere vloei, en dis nie daar naby nie. Ons lees in Johannes dat Jesus, die wat na hom toe kom, en van die lewende water drink, dat hy vir hulle beloof, dat daar strome van lewende water uit hulle harte uit sal vloei. En hiermee bedoel hy, dat die Heilige Gees wat aan die gelowiges gegee word, uit hulle uit sal borrel soos lewende water. En dan spring die psalmis van die beeld af na homself toe in vers 3. Want soos die bok se siel, met ander woorde, in sy totale menswees, smag hy na die lewende God. Want dit is net hy wat sy geestelike dors
kan les. Dis net God wat vir hom bevrediging kan bring, soos dat die waterstrome daardie hart se dors kan les en vir hom bevrediging kan bring. En die vraag is aan elke een van ons, het ons daardie selfde dors? Smag ons ook, soos wat die psalmdigter sê, op daardie manier na die lewende God? Of smag ons eerder na aardse dinge soos aardse plesier, soos geld, soos materiële dinge? Hyg ons na luukse motors en groot huise, luukse vakansies en groot banksaldo's en sulke dinge, eerder as wat ons hyg na God se woord en na God self, om in sy teenwoordigheid te kan wees. Die psalmdigter se siel smag na die lewende God. Hier is 'n elementêre behoefte waaraan voldoen moet word. En daarom beloof Jesus aan ons, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Die verlange na God ontlok 'n vraag, en die vraag is, wanneer sal ek by die tempel kom waar God woon en sy aangesig sien? In God se afwesigheid en in die onvermoë van die digter om na Jerusalem af op te gaan, om te gaan aanbid, dan treur hy. Die trane voed hom dag en nag. En hy wil sê voortdurend, dit is waarvan hy aan die lewe bly. Dit is sy lewensbrood, die hartseer en die verlange wat hy het om in God se teenwoordigheid te kan kom, en hy kan nie. Hy word dan ook deur die vyandige mense rondom hom gespot en op volgende wyse gevra, waar is jou God, wanneer hy so in eensaamheid, in sy eie droefheid smag, om in God se teenwoordigheid te kom? Dan bring ek vir ons by die 5de vers, hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voor te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God en met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte, en dit wys vir ons dat hierdie psalmdigter, kinders van Korag, kind van Korag, nageslag van Korag, deel was van die voorsang, wat die pelgrims reisiges gebring het na die tempel op die feestydde, wanneer hulle opgetrek het na Jerusalem toe en hulle voorgesing het, psalms gesing het, tot lof van die Here, en nou kan hy dit nie doen nie. Soos die psalmis se gedagtes teruggaan na gelukkiger dae, maak sy geheue net sy hartseer en sy verlange nog groter. Wat hy onthou is aanbidding, sy optog saam met die menigte na God se huis toe, en hy hoor die liedere van vreugde en lof, wat in sy gedagtes weergalm. En dit is die gepaste manier om na die huis van die Here te gaan. Die psalmis onthou ook die menigte wat saam met hom vergader het, om in God se teenwoordigheid te verkeer. En hierdie beeld en die gevoel van diepe verlies, laat vrae by ons ontstaan oor ons aanbidding. Onthou ons aanbidding? Het ons ook in diep smag daarna om na die huis van die Here te kom, om te kom aanbid? As dit van ons nou weggeneem word, sou ons ook sulke heimwee, sulke diepe hartseer, sulke diepe verlange hê, dors om in God se teenwoordigheid te wees? Of is ons dankbaar dat ons nie nou nodig het om op te gaan aanbid? Hoe kom ons na die huis van die Here toe op 'n Sondag? Baie van ons kerke vandag bevat meer toeskouers as deelnemers. In baie gevalle is dit net 'n koue formaliteit, eerder as wat daar 'n sigbare vreugde en 'n gemeenskap van gelowiges is. In sommige gevalle lyk dit asof ons self
die teenwoordigheid van ander mense wat saam met ons in die kerk is, dat dit ons eerder pla, as wat dit vir ons 'n geestelike samekoms is. 'n tyd om die Here te loof en die Here te aanbid, en saam mekaar se laste te dra, en te hoor wat God vir ons wil sê. Dit bring ons na vers 6 toe. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Die herinnering aan aanbidding ontlok nou die vraag van selfondersoek. Wat buig jy jou neer, o my siel? Die psalmis kyk verby die gevoel van neerslagtigheid om selfondersoek te doen en na te dink oor die oorsaak van sy hartseer en noem dit maar depressie. En dan gaan hy voort na die volgende, en waarom is jy onrustig in my? En die woord wat gebruik word vir onrustig beteken om te murmureer, om te grom, om te brul. So dit is nie net iets om maar net bietjie onrustig te wees nie. Dit is 'n diep woord. En sy siel word terselfdertyd neergewerp in moedeloosheid en in onstuimigheid. Dit laat hom ook dan sy siel vermaan en dan sê hy, hoop op God. En hierdie hoop weet hy dat lofprysing sal terugkeer omdat hy die hulp van sy aangesig sal hê. Letterlik staan daar verlossing van sy aangesig sal ontvang. Om die gedag beter te verwoord, God sal hom herstel, hom verlos en van sy gebrokenheid en sy aangesig weer aan hom openbaar. Daarin is sy redding en sy verlossing dit wat hy na smag. En in vers 7 gaan hy oor om tot God te bid. O my God, my siel buig hom neer in my, daarom dink ek aan u uit die land van die Jordaan en die Hermons. Van die klein gebergte af, die vloed roep na die vloed by die gedruis van die waterstrome, en al die bare en die golwe het oor my heen gegaan. Maar die Here sal oordag sy goedertierenheid gebied, en in die nag sal sy lied by my wees, 'n gebed tot God van my lewe. Na die selfondersoek gaan die psalmis dan oor in die gebed en sy gedagtes neem hom terug na die plekke waar hy God in die verlede geken het, waar hy in God se teenwoordigheid gehad het, waar hy ervaring gehad het van God, daar in die Jordaan by die bergte van Hermons, en daar by die onbekende heuwel van Mizar. En in sy gebed sê hy aan God, ek dink aan u en ek onthou u. Maar terwyl hy dit vra en hy vir God sê, ek dink aan u en ek onthou u, dan kom die negatiewe ook by hom op. Die vloed roep na die vloed by die gedruis van die waterstrome, en so roep die dieptes van die psalms depressie om tot God. As die malende golwe almal oor hom heen gaan, en dit dui dan vir die psalmis op die gevoel van die verlies aan God se teenwoordigheid. Die feit dat hy alleen is en dat hy dieselfde vraag kan vra, waarom het U my verlaat? En waarom staan ek alleen? Wanneer hierdie verswelgende waters wat oor hom kom, die chaos wat in die lewe is, oor hom kom en hom wil oorneem. En dit terwyl hy onthou die positiewe dinge, die ontmoeting wat hy met God gehad het, het hy nog ook hierdie negatiewe ervarings wat hy dan voel, dit kom van God af, maar nog steeds bly hy vertrou op sy God. En daarom sê hy dan ook dat die goedertierenheid van God dag en nag in die dag by hom sal wees. En dit is God se verbondsliefde wat in die dag by hom sal wees. En dat God se lied hom deur die nag sal neem, wanneer die eensaamheid en die hartseer en die depressie te groot raak. Die laaste sin daarin, 'n gebed tot die God van my lewe.
Dit kan verwys na die lied in die vorige klousule. So sou dit vertaal word. Sy lied sal by my wees, selfs in 'n gebed, tot die God van my lewe. Hier gee die psalmis dan vir ons leidrade oor die sin van God se afwesigheid. Eerstens moet ons onthou wanneer ons wat God vir ons in die verlede gedoen het toe ons in sy ontmoeting was. En tweedens moet ons sy liefde vir die toekoms, op daardie liefde moet ons vertrou, selfs in die nag, as ons 'n lied vir ons sing in ons eensaamheid en sy afwesigheid, as dit vir ons so voel. In Christus kan ons egter 'n derde punt byvoeg. God se golwe, en die golwe dis waters wat oor ons kom, is op sy seun geplaas. Daarom wanneer ons na Christus vlug ons in die oop arms van ons hemelse Vader, en daar is 'n welkome tuiskom partytjie soos wat ons lees in Lukas vanaf vers 11 en verder, en dit is die gedeelte van die verlore seun wat by die huis kom. Dan kom ons by vers 10 en 11. Ek wil spreek tot God. My rots, waarom vergeet U my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyande se verdrukking? Met 'n doodsteek in my gebeente smaak my teenstanders my as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Na sy gebed tot God bevraagteken die psalmis om nou, God is sy rots en God is sy sekuriteit, maar God is nie daar nie. God is afwesig. Waarom verlaat U my? En dit terwyl sy vyande, terwyl hy besig is om te rou, terwyl hy besig om hartseer te wees, terwyl hy smag na God se teenwoordigheid, sy vyande, hulle dit vir hom erger maak, deur vir hom te vra, waar is jou God? Met hom die spot te dryf. As hy God onthou, waarom vergeet God hom? Voel ons nie partymal ook so nie? Wanneer ons in eensaamheid val en ons voel God is ver van ons af en die wêreld druk vir ons amper in die grond. En dan wil ons voel soos Jesus aan die kruis ook gevoel het, dat God ons verlaat het, maar hy het vir ons die belofte gegee, dat God ons nooit sal verlaat. Hoe moet hy hulle verwyd? Daardie verwyd wat die vyande oor hom bring, oor waar is jou God? Hoe moet hy dit hanteer as God hom breek? Dit is vir hom so erg dat tot sy beendere voel of dit pyn, en dit laat my dink aan Dawid se psalm wat hy geskryf het in 51, 'n psalm van rou, oor die besef dat hy verkeerd was, sy skuldbelydenis. En dit bring vir ons dan by die laaste vers 12, wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof. En as jy onthou, het ons reeds hierdie vers gehad op 'n vorige plek, maar hierby kom daarby die verlossing van my aangesig en my God, en daai gedeelte van en my God kom dan by. En dis nie net die verlossing van sy aangesig nie, maar sy God is dan weer teenwoordig, en dan sal hy in die teenwoordigheid van God hom weer loof en prys. Die onderdrukking van die psalmis se vyande, die stilte van God en die droefheid oor albei, lei dan tot 'n herhaling van daardie refrein van vers 5. En dit is duidelik dat die antwoord is dat God afwesig is. Tog roep die psalmis steeds uit, hoop op God, en hy hou vas aan daardie hoop wat ons ook van lees, wanneer ons Hebreërs 11 vers 1 lees. Daardie hoop op die dinge wat ons nie kan sien nie, maar tog glo. Hy het steeds 'n toekoms, omdat God die lewende God is, en ek sal hom nog loof. Die finale klousule word dan verander, by die hulp van my aangesig, na die hulp van my aangesig en my God. So sal hy dan loof vir die hulp van sy aangesig, of vir sy gesig, naamlik
die redding van homself en hy sal God vir daardie redding self in sy teenwoordigheid loof. Broers en susters, en dit bring ons dan by die laaste gedeelte wat ek vanmôre wil vir ons wil los. En nou gaan ek terug na vers 3 toe. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan voor die aangesig en voor die aangesig van God verskyn? As ek deur my lewe soos die psalmis uitroep na God en 'n geestelike dors het na hom en hom in my gedagtes hou en telke male wanneer dit met my swaar gaan, weet wat God vir my in die verlede gedoen het en weet dat ek hom kan vertrou en dat ek aan hom vas kan hou in die slegte tye. En al voel dit asof hy my verlaat het, steeds op hom hoop en die verwagting het om in sy teenwoordigheid te kom, om hom te loof en te prys, dan is daar die vraag se antwoord. Wanneer ek hierdie lewe verlaat, wanneer ek sterf, dan kom ek in die teenwoordigheid van God. Daar waar ons in Openbaring 21 van lees, daar waar God vir ons in God sal wees en ons vir hom in volk sal wees, van aangesig tot aangesig, en daar geen trane en hartseer en droefheid ensovoorts meer sal wees nie. Oom Jan het versoek dat ons vir hom, dat ons die psalms moet sing. En daarom het ek ook besluit vanmôre om 'n psalm te gebruik as boodskap. Sy liefde vir psalms, dink ek, was alom bekend. Toe ek hom in die hospitaal besoek het, so rukkie gelede, toe het ons soos ou vriende gesels vir 'n paar ure, want hulle het my nie weggejaag nie, soos in die hospitaal op 'n keer doen, hulle het my gelos dat ek daar sit. En in daardie tyd het hy die vrymoedigheid gehad om vir my te vra om, daar waar sy heup baie seer was, vir hom salf te smeer. En in die tyd wat ek daar gesit het, moes ek 3 maal vir hom salf smeer, en elke keer as ek klaar is, het hy vir my gesê, dankie. Wanneer ons gesels het, het hy gedeeltes van psalms aangehaal, hoewel hy gedagtes en soms hy gesukkel het, want dan moet ek probeer onthou, is hy besig met die psalms in die Bybel, of is hy besig met die beruimings van die psalms? En toe het ek nou nog nie geweet dat sy liefde so groot vir die psalms is nie, maar daarom kon ek agterkom en toe Jan vir my sê ek moet sy pa het gevra ons met psalms sing, toe vat dit my terug. En toe verstaan ek ook. En daarom kan ons, as ons aan hom Jan dink en sy liefde vir die psalms, en ek glo hierdie psalm was heel waarskynlik een van hulle, het hy ook daardie dors gehad. Daardie behoefte gehad, sodat daardie vakuum in sy lewe gevul word deur die lewende God, soos wat ons gelees het, soos wat Augustinus vir ons dit mooi saamgevat het. En as ons dit in gedagte hou, dan dink ek kan ons hier vandaan weggaan vanmôre met 'n groot troos in ons hart. Met 'n troos in ons hart, omdat ons kan weet en kan verstaan waarom jy nog bevind. Daar die vraag, in die 3de vers. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan voor die aangesig van God en voor die aangesig van God verskyn? Dis nie meer vir hom 'n vraag nie. Broers en susters, mag die Hemelse Vader julle vertroos. Mag hy julle bystaan en mag hy vir julle vrede gee in die tyd wat voor lê. Mag julle net mooi herinneringe hê wanneer julle terugdink. Amen. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God,
Vader, Seun en Heilige Gees. Hemelse Vader, wat 'n voorreg het ons. Wat 'n voorreg het ons dat U vir ons op 'n Sondagoggend wakker maak. Dat U die begeerte in ons hart lê om na U huis op te gaan. Here, en dat ons dit kan doen. Dat ons saam met medegelowiges by mekaar kan kom om aan al die eer en die lof en die heerlikheid te bring wat U toekom. Omdat U God is. Omdat U die enigste lewende God is en dat daar geen ander God is nie. En dat dit slegs U is, Here, wat daardie leemte in ons lewens kan volmaak. Wat daardie soeke wat ons in ons saamdra as mens te vul. Here, en soveel keer probeer ons soos om in 'n legkar die verkeerde stukkie daarin te druk. Maar ons is te trots, Here. Te trots om te erken dat daardie leemte in ons lewens slegs deur U gevul kan word. Deur U liefde, deur U barmhartigheid, deur die verlossingswerk van U Seun Jesus Christus, wat dit vir ons moontlik maak om in U teenwoordigheid te kan wees. Here, ons bid dat U met elke een van ons sal wees vanmôre. Dat ons sal oorgee aan U. Dat ons sal beskikbaar stel in die leiding van die Gees om ons lewens te rig en vir ons te lei op ons lewenspad. En dat ons soos die psalmdigter sal dors na U. Sal dors om in U teenwoordigheid te kom, sal dors om deur U gevul te word, sal dors om deur U beheer te word, en om in dankbaarheid U gebooie te bewaar en na te kom, en U te dien met alles wat ons het. Dat ons lewens ook sal word Christus. En dat dit alles in ons lewens sal omslaan. Here, dankie dat ons kan weet dat U liefde vir ons so groot is. Dat daar niks is wat ons uit U hand uit kan ruk. Here, wil U met ons wees, en wil U met die familie wees, en wil U met elke een van hulle bystaan, Here, en vir hulle vertroosting gee. Dankie vir die mooi herinneringe wat U vir hulle gegee het. Here, vir die woorde wat U vir ons laat opteken het in die woord, dat ons daarin kan lees, dat ons daarin troos kan vind, en dat ons ook in die lewens van die wat ons lief het kan sien. Dat hulle U kinders was, en dat dit vir ons in troos gee. Ons bid dat U ook hier waar ons hier vandaan sal weggaan, en net nou daar by die graf sal wees, om die formaliteit van die finale afskeid te volbring. Wil U ook daar met ons wees, want dit is waar die hartseer gewoonlik die grootste in ons lewens is. Here, ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Ons vra dat ons nou saam sing en die res kan staan as die orgel begin speel. Ons sing Psalm 84, die eerste, die tweede en die derde strofe.
Mag die liefde van God en die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees. Amen. U kan ons dit. Ek gaan die begrafnisbrief net so vinnig voorhou. Die diens was 'n liefdevolle herinnering aan Jan Harm du Plessis, gebore op die 18de Mei 1936 en oorlede die 13de September 2024. Afskeidsbrief. Deur die wil van ons hemelse Vader is op 13 September 2024 van ons weggeneem, ons geliefde Vader, oupa en vriend in die ouderdom van 88 jaar. Ons buig in diepe ootmoed voor God in ons uur van rou met opregte dankbaarheid in ons harte vir die wonderlike jare wat ons saam gegeen was. Ons lewens was verryk deur sy vreugdevolle lewe en minsame voorbeeld. Hartseer, maar dankbare kinders, kleinkinders, familie en vriende. Ons vra dan nou dat die draers na vore sal kom. Ek dink nie die kus is die kus daar voor. Is hy in die kar. Ek vra dat die draers net na vore sal kom, net as formaliteite net vir ons hier voor staan. En dan stap hulle vooruit en dan kom dit volgens die bedankings asseblief. Dankie Jan. Ek het dit op my papier vergeet. Voordat ons die draers na vore roep, vra ons dan net dat die bedankings gedoen sal, gee ons geleentheid vir die bedankings. Eerstens, baie dankie vir die voorreg. Eerstens aan ons hemelse Vader vir die tyd wat ons pa, oupa, vriend met ons kon wees. En almal wat boodskappe gestuur, gebel het en aan ons gedink het van hulle gebeure. Baie dankie. Dominique Grobler van die AP Kerk Rustenburg wat die diens waarneem. Ek kon nou funerals in Rustenburg vir die begrafnis waardig. Die susters van die AP Kerk Zeres vir al die verversings wat met soveel sorg voorberei is. Alta Keelder vir die begeleiding. Heilet Ombrink vir die streaming. En dat was 'n boodskapper elke maand spesiaal uitgehou is. Aan ieder en elk wat tyd afgestaan het om saam met ons hier te wees. Vandag vir al die wat ver gekom het. En dan ja. Jy het mooi gekyk. Ons is welkom om nadat ons by die graf was terug te keer na die kerk om verversings te geniet voordat die weer huiswaarts keer. Ek wil net sê, dis 'n voorreg om die bedankings te kan doen en dit is voorreg om deel te wees van 'n begrafnis, maar baie keer plaas dit vir mense in 'n situasie wat dit bietjie moeilik maak, maar ons verstaan dit almal. Ons vra dat die draers na vore sal kom. Jan Harm du Plessis, Leon Meiburg, Annika du Plessis, Suzette Miller, Jannie Meiburg en Wessel Meiburg. Vraag dat die res van ons sal staan terwyl hulle dan uitbeweeg en dan beweeg ons agterna en dan sal daar die stoet na die begrafplaas toe.
Daddy Ligai. Trouble over Daddy Mo.
Find that side. Jy val ek in die kus. As jy hier kom, sit jy vir my kus bo op die masjien, dan trap jy oor die plank en dan loop jy oor. Kan nou net nader staan asseblief. Ek gaan vir ons die begrafnisformulier lees en terwyl ek dit lees, gaan die kus sak. En daarna gaan ons geleentheid gee vir 'n laaste eerbetoon en as ons dit klaar gedoen het, dan gaan ek vir ons die geloofsbelijdenis doen en daarna gaan ek vir ons die gebed doen. En dan is die verligting verby, net vir die familie wat dan waarskynlik van jou toe kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hy wat die sleutels van die doderyk en die dood het vir Jan Harm Du Plessis die poorte van die ewigheid laat betree, waar ons gekom het om die verganklike liggaam toe te vertrou aan die aarde waar hy dit geneem is. Vind ons diepste troos daarin, dat die wat in die Here sterwe van hulle arbeid rus. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Jesus het immers gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin. Daarom kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Want as ons glo dat die Here Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Daarom treur ons nie soos mense sonder hoop nie. Ons glo dat die ontslape gelowiges hulle voor die troon van God bevind en om dag en nag in sy tempel dien. Hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son op enige hitte op hulle val nie, want Christus, die lam, vir ons geslag, sal as ewige herder hulle laat wy, en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal al die trane van hulle oë afvee. En eendag, wanneer Christus sigbaar met die wolke kom, sal ook hierdie liggaam in verganklikheid opgewek en met die siel herenig word, om vir ewig saam met die Here te woon. Omdat net Christus so onoortreffelike toekomsverwagting aan ons kan bied, boonop onverdiend uit genade alleen, laat ons opnuut aan hom toewy en met volharding deur die krag van die Heilige Gees met die oog gefestig op Christus die wedloop wat voor ons lê en uitgevoer.
dat ons vandag hier van die graf af weggaan met die oorwinningswoorde van Romeine 14 vers 8 in ons hart en op ons lippe. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Geliefdes, weet dit. Niks sal ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. En alles gee ons die Here. Aan hom behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Menos stress. Ja, totaal wat veel gaat, hè? Precies hoe ver. Maar wat je Ja, niet precies niet te lang voor. Stel niet dat ik ook zo. Ja, ja, maar je moet. Ja, Niet dat houden. is niet echt. Wat weet echt waar. Dat is een start. Ons vra dat jy net so sal staan, dan bely ons algemene Christelike geloof met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis en elkeen van ons sê dit in sy eie hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, ons bid dat U vandag met ons sal wees hier waar ons van die graf af weggaan. Here, dat ons met vreugde sal weggaan, omdat ons 'n lewe kon deel, omdat ons by mekaar kon leer en soveel herinneringe kan
kan U oor die tyd vir ons laat bymekaar kom. Here, wil U met ons wees en wil U vir ons die vertroosting in ons hart gee wanneer die hartseer ons oorval. Here, ons dra die familie aan U op. Wees U met elkeen van hulle. Staan U vir hulle by, Here, en waar ons hier vandaan weggaan en weer uit mekaar uit gaan spat. Vra ons dat U met elkeen sal wees waar hulle sal teruggaan na hulle bestemmings, wil U vir hulle veilig daarheen lei. Maar lei U ons vir ons op ons lewenspad. Dat ons oog altyd op U gefestig sal hou. Want Here, ons weet nie. Ons weet nie wanneer is dit ons beurt. Wil U gee dat wanneer dit gebeur, dat ons gereed sal wees as U vir ons kom haal. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Amen. En Jolanda, neem zo'n blommetjes alsjeblieft daar niet. En dan wacht dat je de eerste graaf gegooid. Hierom beter. Die groot wond op nog breek ik kussen van te hier. Ja, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to
to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas great.